Wonderlik dat julle in die huis van die Here is, almal wat hier is. Al reën dit. Ek glo in my hart, as jy vanoggend 'n gesindheid het, van Here, ek wil dieper, ek wil meer, ek wil nader, dan gaan die Here jou kom ontmoet vandag. Prys sy naam. Give thanks to the Lord for He is good, for His love endures forever. Psalm 136. Altyd 'n dankbare hart. In die ou dae, toe Christus se pa nog 'n predikant was, het hy gesê, enige dankbare harte, dan het almal hulle hande opgesteek wat 'n dankbare hart het. As hy enige versoeke, dan steek die mense op wat versoek, en sê, ja, ek sien, mag die Here jou behoefte aanraak, en so aan. So enige dankbare hart vandag. Yes, ons moet altyd dankbaar wees. Prys sy heilige naam. Nou, vanoggend se woord voel ek is regtig 'n rema woord. Met ander woorde, dit beteken 'n woord in seisoen. En ek bid dat jou geestelike ore sal oop wees en jou geestelike oë sal oop wees. Jy weet, soos 'n vergrootglas dat jy saam met my in die woord kyk vandag, maar met jou gees, mens, en dat jou hart sal ontvanklik wees. Soos daai grond wat omgeploeg is vir die saad wat gesaai word, sodat daai vrug kan opkom vandag. Prys die Here. Nou, ek was die laaste tyd bietjie in Johannes, en ek lees 'n gedeelte, maar dit tref my, en ek voel sommer hoe die Here hard met my praat, en die skrifgedeelte is in Johannes 20 vers 30 tot 31, en as jy papier het, skryf neer, skryf dit op die tafels van jou hart, en die skrif lees so, dit sê, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. So, ander vertaling, die ander boeke sê, daar's nie eers plek om al die wonderwerke neer te skryf wat Jesus wel gedoen het nie. Johannes sê, maar hier is geskryf sodat jy sal glo. That you may believe. En dis ook die tema en die titel van my boodskap, sodat jy sal glo. Die Afrikaanse vertaling sal sê, sodat jy sal glo, tot die geloof kan kom. En dis baie belangrik dat you may believe. Nou geloof is die fondasie waarop ons Christendom staan. Is baie belangrik. En ook vir die tyd waarin ons nou bevind, is glo jy? Glo jy werklik? Glo jy werklik in God se vermoë? Jy weet, ek dink net weer aan Adam en Eva, die duiwel het vroeg al probeer om te beïnvloed dit wat hulle glo. Hy het gesê, as julle eet van die boom van die lewe en dood, dan sal julle geestelike oë oopgaan en julle sal alles ken soos God. Hy wil beïnvloed wat hulle glo. En so dit is baie belangrik dit wat ons glo. Johannes 3 vers 16 sê, en ek het groot geword met hierdie teksvers. My jeugleier het vir ons het geleer, ons moet dit uit ons kop uit opsê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat ons glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe, nê? Maar het jy regtig al gekyk na hierdie skrif? Dit sê, for God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Ons geloof is die weg na die Vader. Ons geloof in Jesus is die weg tot die ewige lewe. That's the gateway. Our belief. Dit is die weg. Ek hou van 'n ander vertaling. 'n Ander vertaling sê, the one that believes. You know, a scripture has said, river of living waters will flow from within them. Johannes 7 vers 38 sê, whoever believes in me. Wie ook al in my glo, wie glo,
Dit sal wees so strome van lewende water wat uit sy binneste sal vloei. Ek sê hulle mos nou, 'n ander vertaling sê the one that believes. Die Amplified sê continuous rivers of living water will flow from within them. Ek en my man ons kyk 'n mooi Christelike fliek hierdie naweek, The Forge, waarin Priscilla Schreier speel, jy nie? Jy moet hom kyk, het jy maar gekyk. Maar sy het ook The Fire Room ingespeel en ja, op 'n stadium leer hierdie man, hierdie jong seun, en hy sê, you know, you should be like a fountain, you should not be like a drain. En dit het baie met my geresoneer, want as jy 'n kind van die Here is, en jy het geloof in hom, is jy soos 'n fontein, daar's 'n fontein van lewende water, wat uit jou binneste vloei, en as ons in hom glo, vir die wat in hom glo, vir die wat in hom glo. So ek het sommer op my hart gevoel, ek wil net 'n paar raakpunte met julle deel, oor dit wat ek voel Here met my, sommer in die binnekamer gedeel het, en oor geloof. Nou, dit is eintlik 'n baie groot ding, 'n mens kan 'n week seminar oor hierdie onderwerp hê, maar ek gaan sommer net vir julle 'n paar gedagtes met julle deel, wat ek voel Here op my hart gelos het, en kom ons maak dit ons oor, toe Here Jesus, ek bid, dat U lig hierdie kerk sal vul, en Here, dat daar geen plek sal wees vir enige duisternis nie, Here. Ek bid dat elke gedagte gevange sal neem, dat U elke gedagte gevange sal neem tot gehoorsaamheid van U. Here, dat U sal praat soos net U kan deur U woord, die skerp tweesnydende swaard. Here, praat, Here Jesus. Help ons om te hoor dit wat die Gees van die Here vandag vir ons wil sê in Jesus naam. Amen. Nou, die eerste raakpunt is, ons moet glo. Onthou, hierdie gaan oor, so that you may believe. Ons moet glo, dat God vir ons is, en nie teen ons is nie, soos wat in Romeine staan. In Romeine 8 vers 31. Ons moet glo, dat hy steeds meer vir ons nog in stoor het. Jy weet, party van ons glo, ag, dit is nou seker maar wat dit is. Dit is nou maar my lewe, ek is nou bereik wat ek wil bereik, of daar's nou niks meer vir my oor nie, of dis maar wat dit is, maar ek wil vir jou sê, ons moet glo, dat daar nog meer is. Ons moet glo, dat daar nog meer is. Jy moet glo, dat jou storie nog nie verby is nie. Jy moet glo, dat hy planne het, van voorspoed vir jou, en planne nie van onheil nie. Jy moet glo, dat hy sal voltooi, dit wat hy in jou begin het, volgens sy woord. Ons glo baie keer die beste jare is nou verby. Ons glo dit is nou maar wat dit is. Maar ek wil vir jou vandag sê, daar is nog meer vir jou. Maar jy moet dit glo. Die woord van God sê in 1 Korintiërs 4 vers 5, therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. Jy moet niks oordeel nie, nie eers jou eie lewe voor God se tyd nie. Ons wil oordeel, ons wil sê, ja, dis nou maar dit. Dis nou maar what it is. It is what it is until it's not. Nee? Maar God het nog baie meer vir julle in stoor. Maar ons moet dit glo. Jy weet, ons het nou die dag hierdie kindjie toegewy. Ek weet nie wie was hier so met daai swart kindjie nie. En sy ma het so vertrou vir daardie kind. Julle weet dit, ons het gesê sy is soos Hanna gewees. Wat gepleit het vir 'n kindjie, nê? Voor die aangesig van die Here. Sy het mos in die tempel gebid, en Eli het gedink sy is skoon dronk soos wat sy gehuil het. Sy het so gesmeek en sy het so gepleit vir 'n kindjie. Maar weet jy, ons het die week daarna lees ek in die woord van God. Kyk wat lees ek in die woord van God. Ek lees die teksvers net daarna is, God was most especially kind to Hannah. She had 3 more sons and 2 more daughters. The boy Samuel stayed in the sanctuary and grew up with God. Ek sê vir Christo, kyk hier Bokka, Hanna het nog 5 ander kinders gehad. Wat as Hanna geweet het, die dag toe sy daar so gehuil het? Wat as ek daar kon instap het van gesê het, Hanna, weet jy wat? Ek weet iets wat jy nie weet nie. Ek weet, jy gaan 6 kinders hê. Jy gaan 'n groot profeet groot maak. Maar jy gaan nog ander 5 kinders hê. Dan sou sy gesê, wow, ek kan dit nie glo nie.
Hanna se storie was nie klaar nadat sy vir Samuel gehad het nie. Daar was nog veel meer in stoor vir Hanna gewees. En ek wil vir julle sê, met die meeste karakters in die Bybel was dit ook die storie. Ag man, eintlik almal. Moses, hy was betrokke by die moord van 'n Egiptenaar en hy is in die woestyn en hy het gevlug en hy was 'n skaapherder, maar sy bediening, sy grootste bediening het eintlik afgeskop toe hy eers 80 jaar oud was, gaan nie so oud was Moses toe hy die Israeliete uit Egipte uitgelei het. Josef was in 'n put gegooi. In daai oomblik sou hy gedink het, okay, ek gaan seker nou maar hier vergaan. Maar toe kom daar slaweverkopers verby en toe is hy 'n slaaf vir hoe lank in Potifar se huishouding en hy was in 'n tronk, maar sy storie was nie verby nie. As ek vir hom daar in die put kon sê, hey, weet jy wat, jy gaan nog een van die grootste leiers in Egipte wees en jou boeties gaan vir jou buig. So hy gesê, ja, ek kan dit nie glo nie. Dawid het vir 'n lang tyd gevlug vir Saul voordat hy in sy koningskap inbeweeg het. En ek wil vir jou sê, jy moet glo wat ek vir op my hart, die Heilige Gees op my hart gedruk het, om vir jou te sê, is jou storie is nog nie verby nie. Daar is nog veel meer wat God vir jou in stoor het. Mooier as wat jy kan bid of dink as jy in Christus is. En dieselfde met Abraham en Sarah. Ag, julle ken dit. Julle ken Abraham en Sarah se verhaal. Maar weet julle wat my opgevang het, is Abraham believed the Lord and the Lord credited it to him as righteousness. As ons aan God glo, as ons hom glo, as ons sy beloftes glo, reken God dit as geregtigheid. He sees it as righteousness. If you want to stand righteous before God, you have to believe in him. You have to believe in his promises. Dit sê selfs, he did not even waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith. En hy het geglo, dit wat God gesê het, sal so wees. En as ek nou 'n bietjie kommentare oor Abraham gaan lees, weet julle wat sê die kommentare? Dit sê, Abraham het elke belofte van God gerespekteer. Dit sê eintlik so mooi, he had respect for God's promises. Abraham het die beloftes van God net gerespekteer en God gerespekteer. En ek wil vir jou sê, daai profesie wat oor jou uitgegaan het, respekteer dit en glo dit en vertrou dat God dit in werking sal laat kom op die regte tyd. En as jy hierso sê, maar niemand het nog oor my geprofeteer nie, of daar's nie 'n profesie oor my nie, of nou niemand het nog niks oor my gesê, dan wil ek vir jou sê, die woord is vol beloftes vir die kind wat in Christus is, en dit is jou beloftes, en jy respek vir God se beloftes, en glo dit. Elke belofte wat hierin is vir God se kinders bedoel. Jy hoef nie eens 'n profesie te kry het, of hierdie beloftes is vir jou bedoel, maar jy moet dit glo, soos Abraham, respek hê vir God se beloftes, jy moet dit glo met jou hele hart. Prys die Here, ons moet sy beloftes glo. Ek lees van Jairus se dogtertjie, wat dood is, en in Lukas 8, jy kan die storie gaan lees. Dit het my so opgeval. Hulle het gedink die situasie is verby, sy is dood. Jy mag dalk dink jou situasie is dood, jou storie is verby, dis nou klaar. Dit is what it is. En dit het vir my so opgeval, maar Jesus het gesê, dit is nie, sy slaap net. Maar almal het gesê sy is dood. Almal het gesê sy is dood. Glo jy wat almal sê oor jou lewe? Glo jy wat almal dink oor jou lewe, of glo jy wat Jesus dink oor jou lewe? Almal kan sê, dit is verby, dit is oor en klaar, maar jy moet glo wat Jesus sê. Jesus het gesê, sy is nie dood nie, sy slaap net. Maar weet julle wat is die mees opvallendste, wat my sommer getref het? Hy kom toe daaraan, en hy laat die ander mense uit die vertrek uitgaan, en die skrif sê, and he entered. En toe stap Jesus in. Wie het nodig dat Jesus in jou omstandighede moet instap? Wie het nodig dat Jesus net moet toetree? Dit is gelyk of het dood was, maar toe tree hy toe. Toe ek daai stukkie lees, toe spring dit sommer so op, but then he entered the room. But then he entered the room. En ek sê, Here, ek het nodig dat jy in versekerde plekke moet instap. Just enter. Kom net in hierdie area in.
Jy weet, hy staan by die deur en hy klop. As iemand die deur oopmaak, sal hy inkom en sal met hom feesmaal hou. Partykeer moet ons hom toelaat in daai area. Ons moet oopmaak, ons moet sê, Here, kom in hierdie area. Here, ek betrek U in hierdie area. Hierdie area wat dood lyk, Here Jesus. Ek het nodig dat U moet instap, soos met Jairus se dogtertjie. Here, stap in hierdie dooie area en doen wat U doen, die beste. Maar jy kan nie gaan op wat mense dink nie, nie eens wat jy self dink nie. Glo God se beloftes, glo dat daar nog meer is vir jou. Jy weet, ek hou so daarvan, Job 8 vers 7 en Haggai 2 vers 9 sê, your latter days will be better than your former days. Jy moet dit glo, jy moet sê, Here, dankie, dat my toekomstige jare nog groter gaan wees, daar gaan groter heerlikheid wees vir my toekomstige jare as in my verlede. Jy moet dit glo, jy moet dit bid, jy moet sê, dankie Here vir dit, daar's nog oor. Man, as daar nog lewe is daar nog hoop. As jy nog asem het, is daar nog hoop. Hoor julle wat ek vir jou sê, selfs al is jy in 'n gevorderde ouderdom, selfs al is jy ver gevorderd, jy kan bid en sê, Here, dankie dat ek glo, my later jare gaan nog beter wees as my vorige jare. In Jesus naam, volgens U woord. U sê, U kan restoreer, you can restore that which the locust has stolen. As die duiwel gekom het en by my gesteel het, Here, U kan restoreer in Jesus naam. My toekomstige dae is nog beter as my vorige dae, volgens U woord. Maar ons moet dit glo. Jy sien, die probleem is ons glo, ag, dis nou maar dit. Maar Jesus het nog ver meer as wat ons kan bid of dink, het hy voorberei vir sy kinders. Nog 'n gedagte wat ek wil by jou laat, en ek het so 'n bietjie by die vrouekuier met van die vrouens daaroor gesels, is, jy moet glo dat Jesus jou liefhet. Het jy al werklik 'n openbaring gehad, dat Jesus jou werklik liefhet? Jy weet wat ons probleem is, ons sien omstandighede, en so sê, ja, Here het my nie lief nie, hy het my verlaat, want hoekom gebeur dit? Hoekom? Maar sy woord is duidelik, hy sê, Johannes 11 vers 4, hy sê, nie Johannes 11 vers 4 nie, Romeine 8 vers 31, hy sê, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Nie eers ons omstandighede, nie dood nie, niks, nie slegte dinge wat met ons gebeur nie, dis ons wat ons self skei van sy liefde af, maar niks kan hom skei van sy liefde vir ons nie. En ek is so ruk terug so aangeraak met Johannes, want jy weet, die Bybel vertel van Johannes was die een wat Jesus lief gehad het, die disciples that Jesus loved. Klomp teksverse sê, maar Johannes was die een wat langs Jesus gesit het. Johannes was die een wat sy kop teen Jesus se bors gesit het. Toe Jesus na sy dood opgestaan het, sy derde verskyning was by die disciples, nê. En toe hy aankom, het niemand hom herken nie. As ons na die volgende, in Markus 5 vers 40. Ag, skryf nog 'n bietjie aan, enetjie, dankie. Maar Johannes het herken, maar dis Jesus wat daar aankom. Die ander kon nie eens omherken het nie. Maar dit is as gevolg van Johannes se diepe liefde vir Jesus, dat Johannes hom kon herken het, en toe erken die ander hom ook. Maar dit is baie interessant, Johannes het geglo, hy is die disipel wat Jesus die liefste het. Want Johannes het Johannes geskryf, die meeste kommentare sê, maar Johannes het die boek Johannes geskrywe, en oralste, op menigte plekke staan daar, die disipel wat Jesus lief gehad het. Hy het geglo, Jesus het hom lief gehad. Johannes het die hele tyd gesê, the disciple that Jesus loved. Hy het hom na homself verwys, as die disipel wat Jesus lief gehad het. En as jy aanskuiver, dan sal jy sien, in Johannes 13 vers 23, kan jy sien, Johannes het baie keer so net teen Jesus, sy kop teen Jesus se bors gesit, en hy het seker gemaak, hy sit altyd langs Jesus aan tafel, en hy was die een wat Jesus nie verlaat het by die kruis nie. En dit was baie interessant, maar jy weet, jy moet glo dat Jesus jou lief het. Want dit gaan maak dat jou verhouding met hom in 'n baie dieper vlak gaan. En dit is baie interessant, hulle noem dit the law of reciprocity. Die wet van wederkerigheid, jy kan dit bietjie Google.
Die wet sê so, as jy glo iemand hou van jou, is die kans dat jy van daai persoon gaan hou groter. Of as jy ervaar iemand hou van jou, gaan jy meer van daai persoon hou. Maar as jy ervaar iemand hou nie van jou nie, is die kans groter dat jy ook nie van die persoon gaan hou nie, nê? Of as jy ervaar iemand is baie lief vir jou, gaan jy meer toegeneig voel om vir daai persoon lief te hê. Dit is die wet van wederkerigheid. En ons moet glo, soos Johannes, dat Jesus ons lief het, dat hy ons werklik lief het, want dit gaan ons verhouding met hom verdiep. Ek sien dat Johannes die een wat vooruit gehardloop het, toe die vrouens kom vertel het, hy het opgestaan uit die dode. Hy was net daar, hy was net intiem betrokke die hele tyd met Jesus gewees, en het Jesus aangeraak, en ek dink, daar was 'n wederwysige vertroue, want weet julle wat, by die kruis, toe sê Jesus vir Johannes, sal jy na my ma kyk? En ek dink daaroor, ek sal ook wil hê iemand wat so liefdevol is, moet na my ma en my pa omsien. Johannes was net so vol liefde, hy het net geglo, Jesus is lief vir hom, en hy het net die liefde weer kaats, en dit was net so mooi verhouding gewees. Jy moet glo, dat hy jou lief het. Onthou, die boodskap van vandag se naam is, so that you may believe. Baie dinge spruit voort daaruit, dat ons moet glo, hy is vir ons lief. Ons moet glo, hy het nog vir ons beter dinge in stoor. Nou, wat as jy twyfel? Wat as jy twyfel? Jy weet, ons almal is verskillend aan mekaar geweef. Party mense is meer intellektueel, jy's meer 'n swart op wit tipe persoon, jy soek meer seeing is believing, jy's dalk meer prakties of pragmaties of kognitief, jy weet, jy's nie so gevoelsmens of so geloofsmens, jy wil dinge, en ek lees hierdie ding van Thomas, en dit raak my so, jy weet, Jesus oordeel nie, ons moet Jesus se karakter ken, hy's vol genade. Self Thomas, nee, Thomas hoor, Jesus het opgestaan, en hy sê, ek wil eers sien, sy hande en daar in sy heup, voor ek dit nou gaan glo. Ek wil self my vinger in sy sy druk, voor ek hierdie storie nou gaan glo. En Jesus maak 'n verskyning, dit sê die deure was gesluit, so hy het met sy verheerlikte liggaam ingekom, die vertrek betree, en hy het klaar geweet wat gaan in Thomas se gedagtes om. Hy het klaar geweet, want hy gaan reguit na hom toe hy sê, dit is wat hy sê, as ons kyk na die woord van God, ek is 'n bietjie vooruit, kyk, kom ons lees gou hierso, en hy sê, Thomas, don't give in to your doubts any longer. Nee, as ons net ediekie terug hardloop, ek sal nou by die ene kom. Hy sê, so he said to them, unless I see in his hands the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, his disciples were again aside, and Thomas with them, Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace to you. Then he said to Thomas, reach your finger here, and look at my hands, and reach out and in here, and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And then Thomas answered and said to him, my Lord and my God. And Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, but still believe. Nee. Maar Jesus bedien hom, hy oordeel hom nie. Hy kom bedien sy ongeloof. Hy het 'n ontmoeting met Jesus. En in daai ontmoeting sê Thomas, oh Lord, you are my Lord and you are my God. Is my Here en is my God. En as jy met ongeloof sukkel, en jy, ons het die laaste tyd te doen gehad met iemand, en ek het die Here het my net gewys, man, bid net, dat hy 'n ontmoeting sal hê met die Here, dat hy net 'n werklike ontmoeting sal hê, want as hy werklike ontmoeting hê, as God daai ongeloof net kom bietjie bedien, dan gaan hy sê, oh my Lord and my God. Dis al wat hy nodig het, net 'n ontmoeting met Jesus Christus. Maar Jesus sê in sy woord, maar as
jy my nie sien nie, en jy glo nog steeds, geseën sal jy wees. Glo net, you have to believe, En ek hou van die TPT vertaling, die Passion Translation, die enetjie net daarna, dit sê dit so mooi. Jolien het ook uit die Passion uitgelees vanoggend. Joh, dit sê dit so pragtig in. Hy sê, Thomas, don't give in to your doubts any longer. Just believe. Then the words spilled out of his heart, you are my Lord and you are my God. And then Jesus responded, Thomas, now that you've seen me, you believe. But there are those who have never seen me with their eyes, but have believed in me with their hearts, and they will be blessed, even though they haven't seen me. Ons hoef hom nie te sien om te glo nie, en ek wil vir jou sê, as jy ongelowig is, oor jou situasie, oor jou omstandighede, oor dit wat jy nou te doen het mee, nee? Sê, Here, kom bedien my. Ek het net 'n ontmoeting met U nodig, want as hy jou gaan ontmoet, as jy 'n werklike ontmoeting, gaan jy ook sê, oh my Lord and my God. Jy gaan nie weer dieselfde wees nie. En dit het so 'n draaipunt in Thomas se hele sy lewe gemaak. So ons het 'n bietjie gepraat oor, jy moet glo dat hy vir jou lief het. Jy moet glo dat daar's meer vir jou nog oor. Daar's nog baie meer. Don't judge the times before he says so. Die skrif sê in Korintiërs, ons moet nie die tyd oordeel nie. Jy moet nie jouself oordeel en sê, dis nou dit nie. Hoe sal jy nou weet? Jy moet glo dat hy nog baie mooi vir jou instoor het. Baie mooie dinge, en jy moet respek hê vir sy beloftes. Daai profesie oor jou, glo dit. Glo dit, hou dit vas, respekteer dit, soos Abraham, want dit is geregtigheid. That's righteousness, to believe. Nou wat as jy nou vir my sê, maar wat as dit verby is vir my? Nou rarig, Marie, jy sê ek moet nou glo. Wat as ek nou klaar my werk verloor het? Wat as ek nou klaar deur die egskeiding was? Wat as ek nou klaar 'n geliefde verloor het aan die dood? Wat as ek nou klaar die diagnose gekry het? Wat as dit nou klaar is? Hoe moet ek nou glo? En julle ken die verhaal van Lazarus, maar ek gaan nie te veel daarin gaan, julle kan dit self gaan lees. Maar daar was 'n gedeelte wat vir my so uitgestaan het. Wat my so aangedaan geraak het. En hierdie hele storie, weet julle hoekom is die boek van Lazarus opgeskryf? Sodat jy kan glo. Maar sodat jy kan sien ook wanneer die situasie verby is. Wanneer dit aan die einde is. As dit klaar droë bene is. As dit klaar die droë bene in die vallei is, kan die Here nog steeds toetree. Hy kan nog steeds toetree. Julle weet, Lazarus was al 4 dae dood. In daardie kultuur, nee, het hulle geglo, na 3 dae, dan verlaat jou gees ook jou liggaam. Dit was net die kultuur van daardie tyd. En so hy was nou baie dood, en hulle, volgens hulle, het sy gees ook al sy liggaam verlaat. So dit was aan die einde, dit was neusie verby, dit was klaar. Maar wat vir my so kosbaar is, hulle laat weet vir hom, Lazarus is klaar dood. Lazarus is al 4 dae dood. En hy kom by Martha, en Martha sê vir Jesus, Lord, if you have been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. And Jesus said to her, your brother will rise again. Nou, ek het gehou van dit. Sy sê, but even now, I still believe you can do it, but even now, wie het al 'n even now oomblik gehad? Die Afrikaanse vertaling sê, maar selfs nou sal ek steeds glo, maar selfs nou glo ek, ek kan enige iets vir God die Vader vra, en dit sal so wees. En ek wil vir jou sê, al het jy jou werk verloor, but even now, still believe, He can do it, He can come through, hy kan nog die situasie verander. En partykeer is dit nie soos wat ons gedink het nie. Partykeer, nee, julle moet iets heeltemal doodgaan, sodat die Here iets niets kan doen. Wie sê dit is nie sy wil dat daai ding moet doodgaan, sodat daar iets niets kan kom nie.
En ek glo die tyd waarin ons nou lewe is baie profeties. God wants to do a new thing. En ons kan nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. Maar sy sê, but even now. En hy het al in Johannes 11 vers 4 vir haar gesê, hierdie siekte, het hy gesê, sal nie in dood eindig nie. Dit is not gonna lead to death. Hierdie hele storie van Lazarus gaan nie in dood verander uiteindig nie. Maar ek hou van dit wat Jesus vir haar ook sê. Hy sê vir haar in Johannes 11 vers 40, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? As jy glo, gaan jy nog die glorie van die Here oor daai dooie situasie sien. As jy glo, if you believe, as jy glo, kan God se glorie nog steeds oor jou afkom. Kan God se glorie nog steeds vir jou iets kom doen. Kan God se glorie, weet God se glorie nodig, sy heerlikheid om oor jou situasie neer te sak, maar jy moet glo, sy sê, even now, but even now, you have to still believe. Jy moet steeds glo. Jy moet steeds glo. Dis die fondasie van glo. Weet jy wat het ek gevoel, die Here lê op my hart? Tell them, believe. Nie, maar as, of, maar of. Just tell them to believe. Tell them to believe in me. Tell them to believe in my promises. Tell them to believe that I love them. Tell them to believe that I've got still more for them. Tell them that my promises are yes and amen. They have to believe it. They have to believe in me. En ek gevoel, Here sê vir my, glo my, glo my, glo my. En ek gesê, Here, ek glo U. Ek glo U met alles. Ek glo U. Die woord van God is so duidelik, nê? In Hebreërs 11 vers 6, ek gaan nou daarby kom, ek wil net 'n getuienis vertel, en ek het dit al met baie van julle gedeel. Toe ek vertrou het vir nog 'n babietjie, het ek eendag sommer so in die bed gelê, en ek het lank gebid vir nog 'n kindjie, 5 jaar. En ek het sommer my gedagtes, ek praat sommer so met die Here terwyl ek so lê in die bed, en ek ervaar die Heilige Gees praat in my hart. Do you believe I can do it? En ek sê, Lord, of course I believe you can do it. I don't know how, want dit was onmoontlik. But I believe you can do it. En daar was so stilte en ek het gesê, I don't know how you're gonna do it. En ek het ervaar in my gees, hy sê vir my, through blood. En ek kon nie verstaan hoekom is dit wat in my gedagtes opgekom het nie, want dit is nie hoe die vroulike fisiologie werk nie. Maar ek het later verstaan, dit is deur die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir al ons siektes, vir al ons swakhede, vir al ons tekortkominge, vir al ons beperkhede. En Jesus het deurgekom en weet julle wat, weet hy hoe ek geweet het is Jesus wat hy het so gepraat in Matteus 9 vers 28 toe die blindes na hom toe gekom het, hy gevra, glo julle ek kan dit doen? En die blindes het gesê, ja Here, u kan. U kan, dis hoekom ek geweet het, dis die Here wat praat, want hy praat altyd kongruent met sy woord, dit klink soos hy, as hy praat, dit klink soos sy woord, en daarom het ek geweet, dis hy wat met my praat, want hy het vir my dieselfde gevra, do you believe I can do it? En die Here het vir my die wonderwerk gedoen, hy het deurgekom, sy glorie het gesak, nee, partykeer dink jy nie, dis soos jy gedink het nie, maar hy het steeds planne, hy het steeds planne van voorspoed vir jou en nie van onheil nie. Ek het op 'n stadium baie geloofsaksies gedoen. Ag, Christus ken my so al die jare, nê. En eendag vra ek vir hom, liefie, dink jy al hierdie goed is 'n dweepery? Of dink jy dis hokus pokus, alles wat ek doen? En hy het my so vierkantig in my oë gekyk. Hy sê, weet jy, een ding weet ek, die woord sê, geloof behaag God. Alles wat jy doen in geloof, faith pleases God. Volgens Hebreërs 11 vers 6 dit sê, but without faith it is impossible to please him. But he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. We have to believe. Ons moet glo. Maar ek wil vir julle sê, baie keer, en my ma het dit vir my geleer, julle weet die vrou wat die olie vermeerder het met die kruike, met die profeet. As ons oral lees, in 2 Konings 4 vers 5,
het sy in haar kamer gegaan, in haar huis gegaan, en sy het die deur toegemaak. En sy het haar geloof dinge gedoen daar, in haar geheim. Sy het dit nie in die wêreld verloop en verkondig nie. En ek wil vir jou sê, as jy 'n saak aan het met die Here, en as jy staan in geloof voor God oor iets, en jy het geloofaksies, goed wat jy doen, of jy nou nagmaal hou, en of jy op jou knieë gaan, en of jy, party mense skryf teksverse onder hulle skoene, party mense salf hulle kinders se kopkussings, wat jy ook al doen in geloof, dis tussen jou en God, en die wêreld hoef dit nie te weet nie, want hulle sal dit nie verstaan nie. Hulle ken nie jou hart nie, hulle ken jou begeerte, hulle ken jou verlange nie. Hulle hoef nie daarvan te weet nie. Sluit daai deur, maak hy deur toe, dis tussen jou en God. Hy weet. Hy sê wat ook al ons doen in die geheim, sal hy ons in die publiek vereer, nê. Daar's sekere goed wat ons nie vir almal moet vertel nie. Ek vas nou, ek vertrou nou, ek vas nou vir dit en dit. Die woord sê duidelik, mense moenie weet nie. Maar ons moet die Here vertrou. Ons moet 'n saak aanneem met die Here. Geloof behaag God. Ek sê vandag vir jou, glo. Ek wil net nog 'n getuienis vertel. Ek het laasweek, ek het gestoei met 'n tandpyn. Wie het al 'n tandpyn gehad? En dan jy hanteer dit maar self en alles, nê. En Vrydagoggend nou voor die naweek sit ek op my bed en ek uit nagmaal. Ek sê Here, ek vertrou U nou, ek glo U kan dit doen. U kan hierdie tandpyn net so wegvat. Met die spreek van 'n woord kan U hierdie tandpyn laat weggaan. Maar Here, as ek ingryping nodig het, as ek 'n tandarts nodig het, bid ek dat U vandag vir my net sal onderneem, want ek kan nie hierdie naweek met hierdie tandpyn nog lewe nie. Ek sê Here, onderneem net vir my. Ek glo U kan, onderneem net vir my. En ek gaan tandarts toe, ek gaan sommer self om 'n afspraak te maak, want ek wil vir hulle vertel hoe dringend is dit. Kyk, hulle moet ander kanselleer, maar my daar indruk, nê? En die vrou kyk my so. Ek sê vir haar, ek is 'n krokodil met 'n seertand. Sy sê, "O, ja, ek kan jou eers volgende week help." Ek dog, "O nee, 'n hele naweek met hierdie tand." En sy praat nog so in die telefoonlyn, sy tel op en daar's 'n Alexa vrou. Sy sê sy wil net haar afspraak kanselleer vir 1:15 vandag. Die vrou kyk my so, sy smaal vir my. Sy sê vir my, "Hier's jou afspraak. Kan jy 1:15 tandarts toe kom?" Ek sê vir haar, "Yes, ek staan. Dankie, ek sal dit so waardeer." En die Here onderneem vir my en my tandpyn is weg. Ek eer die Here, ek is nie meer 'n krokodil met 'n seertand nie. Maar dit is vir my so groot getuienis, want ek het geloof geplaas in God se vermoë. En ek sê vir my ma, ek sê vir haar, mamma, is dit nou toevallig of is dit nou toevallig terwyl ek daar staan? Is dit toevallig? Sy sê vir my, nee, is nie toevallig. En ek wil vir julle sê, die wêreld kan dink dit is maar toevallig, nê? Maar ek wil vir jou sê, vir 'n kind van die Here wat gaan glo, wat hulle vertroue in God gaan plaas, gaan dinge meer toevallig gebeur. En ek sê vir haar, sy sê vir my, weet jy waarvoor staan toevallig? Toevallig lig. Dis wat vir die kind toevallig beteken, en toevallig lig op jou, en toe kry jy 'n afspraak. Prys die Here. En ek wil vir julle nog ietsie sê, nê? My man het verlede naweek verjaar, en ons het besluit, ons gaan bietjie reis, op bietjie die natuur in kom, en so aan. En ons het so goddelike naweek gehad, want ons het regtig met die natuur kennis gemaak. Ons het die mooiste foto's van 'n uil, close-up foto's van 'n uil. Ons het die mooiste reënboog beleef. Ons het gesien hoe jakkalse jag. Ons het kameelperks, ons het wild gesien wat ons in ons lewe nog nooit in een dag gesien het nie. En het was sommer net goddelik. En ek gaan bietjie terug in my journal en ek sien maar net die donderdag voor ons gery het, ek weer gesê, ag Here, ek bid dat U die naweek net sal spesiaal maak. Asseblief Here, hy verjaar, maak die naweek net spesiaal, Here. En ek besef, maar is dit nou toevallig dat daar 'n uil op ons stoep gesit het en ons kon foto's neem van 'n uil, baie naby foto's? Is dit toevallig dat ons hierdie pragtige reënboog gesien het? Is dit toevallig dat ons hierdie jakkalse gesien het aanlê? Is dit toevallig? Was alles toevallig? Of
dit omdat ons geloof in God geplaas het. En jy kan ook sê, ja, dit was toevallig, Marie, maar ek sê vir jou, vir die kind van die Here, wat die Here vertrou, wat die Here toelaat, wat die Here instap, wat die Here betrek, wat geloof plaas in die Here, gaan dinge meer toevallig gebeur. Wie het nodig dat dinge vir jou toevallig moet gebeur? As dit is soos die wêreld glo. Glo in God. Geloof behaag die Here. Geloof behaag die Here. Sy woord sê verder, as ons aansluit, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Dis nog al 'n heftige vers, né? Hy sê, glo jy? Hy sê, een wat nie glo nie, is onbestendig in al sy weë, een wat nie glo nie. Die volgende vers sê, is dit nou my laaste enetjie? Lukas 18 vers 8 sê, as Jesus sê, as hy aarde toe kom, gaan hy nog geloof vind by ons. Gaan hy geloof vind? Matteus 13 vers 58 sê, hy kon nie baie wonderwerke in Nasaret doen nie as gevolg van hulle ongeloof. En ek wil graag Morne vorentoe nooi. Ek het hom gevra om net so 'n liedjie voor te berei en ek lees Johannes 6 vers 28 tot 29. Jesus spandeer net bietjie tyd met sy disippels, hulle fellowship net. En hulle vra vir hom, what must we do to do the works that God requires? Wat is hierdie werke wat God graag wil hê? En weet julle wat antwoord Jesus? Hy sê, the work of God is this, to believe in the one he has sent. Dis waar dit begin. Jy moet glo. Jy moet glo. En ek wil vir jou sê, glo hy het lief vir jou. Soos Johannes. Johannes het net geglo. Julle weet, ek het 'n dogtertjie gehad in my klas toe ek skool gehou het destyds. En ek onthou haar baie goed, ek onthou haar naam. Sy sou kort opspring en kom druk sy my. En partykeer is dit so ongeleedheid, want daar's so baie kurrikulum wat moet deurgewerk word. Maar dan gaan sy opspring en my eers kom druk en my vashou. En ek het op 'n stadium besef, okay, ons het geleer op universiteit, jy moet 'n professionele afstand hou met die kinders. Jy moet nie jy weet, want anders te lei jou dissipline daaronder. Maar sy het kort opgespring en dan kon druk sy my en op 'n stadium het ek haar maar net toegelaat, dan druk ek haar maar. Nee, ek het gevoel dalk het sy behoefte vir liefde. En partykeer dan sommer tussen niks en nergens, dan spring sy weer, dan kom druk sy my, en dan het ek maar aangehou skool hou, terwyl sy my druk, dan druk ek, en dan loop sy maar soos al maar, druk ek al maar nou maar, nee. Want die skool hou moet net aangaan, ons kan nie mors nie, maar laat haar bekertjie maar vol word, en dat sy nou ook kan aangaan, anders kan sy ook nie aangaan nie, want sy moet konsentreer, maar, die kinders het later aan gedink, miskien is sy my wit broodjie, maar dit is nie, Jesus is nie 'n aannemer van persoon nie. Sy het 'n aanspraak gemaak op my liefde. Sy het na my toe gekom en ek sê vir julle, sy het naderhand so diep in my hart geklim. Want sy wou net vir my lief wees. En dit was so kosbaar toe sy nou die volgende jaar aangeskuif na haar volgende graad, het ek haar werklik gemis, ek het haar drukkies gemis. Maar dit is soos ons moet net glo, Jesus is vir ons lief, en ons net instap in daai liefde en sê, Here, ek soek 'n drukkie, Here, ek druk my kop teen die bors, Here, ek is hier, ek wil langs hier sit, ek wil by hier sit. Johannes was oral, hy het beklei vir die sitplek net langs Jesus. Ons moet glo, hy is lief vir ons. Ons moet glo, hy het tog vir ons meer in stoor. Ons moet glo, sy beloftes vir ons, ons moet respek hê vir sy beloftes, soos Abraham. En hier is al sy beloftes. En ons moet daarvan weet, want dit is vir jou ook bedoel. En as jy nie glo nie, sê Here, ek bid vir ontmoeting. Here, ek wil net 'n ontmoeting met U. Ek is soos Thomas. En Thomas, toe hy daai ontmoeting met Jesus gehad het, toe hy gesê, "Oh, you my Lord and my God." Of wat jy nodig het, is net 'n werklike ontmoeting met jou God. Nee, en Thomas het geglo, maar Jesus het vir hom gesê, "Thomas, beter is nog die wat my nie sien nie, maar nog steeds glo." Ek wil vir jou sê, geloof behaag God. En ek wil vir jou sê, even now, selfs dan, al sou die vyeboom nie bot nie, glo nog steeds,
dat sy glorie oor jou kan neersak, soos met Lazarus se geval. En ons het gesien, Lazarus het opgestaan, God het die situasie lewendig gekry. Die profeet, Esegiel, kom hy by die vallei van die visie van die vallei van die dooie bene, en God vra vir hom, can these dry bones live? Hy toe sy geloof, hy sê, glo jy hierdie bene kan lewendig raak? En selfs Esegiel kon nie mooi antwoord, hy het gesê, Here, u ken die antwoord eintlik van dit. En hy sê, prophesy to these dead bones. En dit het opgestaan 'n magtige amen, hè? Julle ken dit. Maar hy wou hoor die profeet glo, hy wou hoor die profeet spreek dit. En hy vra vir jou, do you believe I can do it? Glo jy ek kan dit doen? Daai ding. En kan jy steeds, even now, selfs nou, as dinge reeds op 'n einde staan, kan jy steeds glo? Kan jy hom steeds vertrou? Ek bid dat jy 'n ontmoeting sal hê met die Here. Here Jesus, ons weet dat u het, toe u op aarde was, die vraag gevra, dat wanneer u terugkom, sal u nog geloof vind op hierdie aarde. En as 'n gemeenskap wil ons respondeer deur te sê vanoggend, ons kies om te glo. Ons kies om u te vertrou. Die woord sê geloof en hoop en liefde, Here, maar wanneer ons kies om te glo, Here, werk dit in ons hoop vir 'n toekoms. Wanneer ons kies om U te glo, dan werk dit in ons hoop, Here, dat U kan opdaag en omstandighede verander. Dat wanneer ons kies om U te vertrou met ons hele lewe, Here, dat daar iets in ons wakker word wat glo, U is die God wat die onmoontlike kan doen, wat almagtig is, wat ons by die naam ken, Here, wat elkeen van ons geroep het tot 'n hoër standaard, wat elkeen van ons geroep het, Here, om keuses te maak wat belyn met U woord. Wanneer ons kies om te glo, Here, dan val daar laste van ons skouers af. Wanneer ons kies om U te vertrou, Here, dan sien ons onsself in 'n ander lig. Ons sien dat U het ons van ons sonde en skuld vergewe. U het ons vrygemaak. U is die een, Here, wat vir ons laat opstaan en sê, die Gees van God woon in my, en daarom is alles moontlik. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Ek is spesiaal. Ek is kosbaar in U oë. Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie breedte nie, nie owerhede nie, nie magte nie. Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Here, dankie dat ons dit kan glo vanoggend, dat ons dit kan sê, ek neem die keuse tot geloof. En ek glo U is hier nou. You are here now. To heal, to restore, to lift up your children, to bestow your grace and your mercy. Here, dankie dat as daar enige iemand in hierdie plek was wat gevoel het hulle weet nie hoe môre lyk nie. En hulle is bang vir môre. En hulle weet nie hoe om 'n volgende tree te gee nie, dat U is die een wat van ons vanoggend nuwe innerlike krag gee. Ek bid dat U elkeen aanraak en versterk. Thank you, Jesus. As jy dit vanoggend glo, steek net jou hand uit en sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n geleentheid om geloof te kies, om U te